Ons is hierso die twee Kiweroes. Dis weer trouens die perekopie ons Bek Bazaar waar jy alles kan hoor oor die troudag, die huwelik. Ons praat met couples, ons praat met singletons, ons praat met terapeute. Ons is al diep in reeks 2 as jy nou eers by ons aansit. Waar was jy die hele tyd? Kyk, ken jy dat song? Waar was jy? Ja, nee. Hij was een jam. Het is Op een vrijdag aan. is nog steeds 'n jam. As hy begin, dan voel ek hoe ek onwillekeurig begin 'n moves uitdruk. Nie dat ek meer die moves kan doen nie, want my liggaam kraak nou deesdae. Maar anyway, daai is 'n storie vir 'n ander dag. Maar is lekker om hier ook aan jou te sit, meneer Kibedu. Het is lekker om oor kan jou te sit en is ook lekker om bietjie net ons twee te wees, you know. Weet jy, want ek dink dis die move. Ons het so baie gesprekke gehad die laaste ruk. En ek dink dit is net so lekker om net so 'n bietjie stil te staan, Ja. 'n bietjie te gaan terugdink, terugkyk, want daar het soveel in elke gesprek, soveel nuggets, Man. né, het Beslis. uitgekom. Goed geleer, goed oor onsself, goed oor ander. En ek dink dis wat ek die hele tyd aan dink as ons met 'n coupling gesels. Ja. Dit is nie 'n blueprint nie. Yes. Dis net 'n soort van 'n kykie agter die deur. Want wat ons op social media sien, wat ons op die internet sien, wat ons op die TV sien as couples op die TV is, Ja. daai sê die volle verhaal nie. Dit kan nie die volle verhaal wees nie, dis snippets. Maar ons het ook, soos jy sê, die snippets wat ons gekry het en die goud wat ons gekry het en baie van die verhoudinge voel ek kon 'n mens van leer en jy kon vat en gaan sit met jou partner en gesê, kom ons luister weer die episode, you know, wat het jy geleer? Dis wat ek gesien het en dis wat ek vat van die episode en dis wat ek dink ons kan probeer vir die volgende paar weke en O, dit ja. net uittoets en 'n bietjie rondspeel en dit het nogals verandering gemaak. Ja. Ek dink heeltyd hoe bevoorreg ons albei Nee. is om dit te kan doen. Ja. You know, as soos En hy vertroue. yes. Ek dink want dis een van die goed wat ek nou opgelet het in die laaste ruk en jy Ja. ook. Wanneer ons mense nader om met ons te chat, is daar soms 'n klein bietjie versigtigheid. Ja. En is heeltemal te verstaan dat daar versigtigheid gaan wees want niemand wil hier sit op 'n pedestal en sê, hoorie, kyk na ons. Ons doen dit so, ons is die blueprint, ons het dit uitgefigure. Want ek kan vir jou nou guarantee as jy 'n couple teekom op die internet wat sê ons het dit uitgefigure, Sure. kan ek nou al vir jou guarantee dis 'n couple wat jok of Ja. daar is 'n show aan die gang, iemand skrip dit. So hulle is besig om 'n spesifieke game te speel. En ek sê game want Solomon, jy is nie dieselfde man wat jy 10 jaar terug was nie. Glad nie. Ek is nie dieselfde mens wat ek laas jaar was nie. Cause life has been lifing vir ons almal, nê. So as That's jy That's dink true. sy's by daai plek, ek is Ja. daai goose. Hey. En as ek dink van ek dink ons moet baie meer eerlik begin wees met mekaar en wat ons daar buite sit. Want ons skep die prentjies vir almal daar buite dat hy ons is so gelukkig en om getrou te wees is die beste ding. Ja, daar is 'n groot seëning daarop en dit is die beste ding. Hulle sê, you know, marriage can either be heaven on earth or it can be hell on earth. En ek dink ons moet meer deel en openlik praat daaroor en die waarheid praat sodat wanneer paartjies trou dat hulle sê wel dis nie wat ek verwag het nie. Want kyk hoe goed gaan dit met Eloise en Aman. Kyk hoe gaan dit met hulle en hulle het vir my gesê so amazing. Yes. Maar trou is harde werk. Hoorie, ek het ewens vir my ma gesê eendag toe ek 'n volwassene geraak het. Toe sê ek van hoorie, mammy het gejok vir ons Sure. oor wat dit is Sure. om 'n groot kan ek net 'n stupid example gebruik hoekom dit by my pos gevat het. Ja. En dis nie om my ma te judge nie, dit het niks te doen met oordeel nie. Dit het te doen Ja. met skielik 'n groot mens wees wanneer ons hou hulle dop en dan kom jy in 'n situation dan gaan sy. So hierdie is dalk dit voel dalk na 'n ligte example, maar dit was my case in point. So jy weet mos hoe ons ma is voor kerk. Ja. Kos is gekook, alles is reg. Jy kom uit die kerk uit, jy sit 12 o'clock, jy eet, dis lekker enas pudding, die hele se vleise is gaar, die Ja. groentes is gaar, die bykosse, die hele works, nê? Nou is net ek
en ek het 'n hele flat vir myself en Ja. ek verlang na my ma, ek is die bo in Gauteng, sy is daar onder in die Montetjie. Ja. En ek dink, ek gaan 'n hele move, ek gaan dit doen. Hoorie, Sodat as ek die kerk uitkom dat die kos aan klaar wees. ek het eers daai oggend kerk toe gegaan nie because ek was besig. My bra, ek kook en ek kook en ek kook en ek kook en ek dink, nou ek gebruik al 4 die plate van die stoof. Sure. Ek gebruik die oond, dit was aan die airfryers gewees nie. Sure. Maar as ek dit gehad het, ek dit ook gebruik en dit slat my tussen die oë. Ja. En ek bel my maar ek sê, "Mami het gelieg vir ons man Sure. because sy het dit so maklik laat lyk, so effortless, so asof dit net happen. Hierdie lekker kos, hierdie liefdeskos, perfek gekook. Die timeline is reg. Sy was aangetrek vir die kerk en hulle was gestel, aangetrek met die hoed, die hele ding kop tot tone. Sy het nog in die kerk gesing ook. Ons was vroeg kerk toe want sy het die koor gelei en ons het net lekker huis toe gelyn en gaan sit en eet. En toe ek dit as 'n groot mens probeer, toe sê ek like, maar dit vat aan die hele oggend. Nou weet ek nie, het sy in die nag wakker geskrik. Vader Christmas vibes. Het sy mean? ek so dis dieselfde ding met huwelike. Dankie, daar's twee kante aan social media. Die goeie kant en die slegte kant. Yes, ma'am. Ek het al vir jou van tevore genoem. Ek dink dis soms nadelig, nie sleg nie. Ja. Nadelig dat ons so baie van mekaar kan sien. Want nou is die comparison game nog hoër. Nou's ons maar kyk wat maak Solomon en Wendy. Come on. Hoekom is hulle dan 3 keer op vakansie en ons was 1 keer hierdie jaar nie? Wat doen hulle? Of hoe kyk hulle kinders is dan so goed gemanierd? Myne hak uit of myne hak uit. Myne is goed gemanierd. Hoe kyk hulle? Ek kan mos sien. So Sure. ons het 'n amper 'n onnodige Sure. sien wat doen die ander mens. Maar die ander voordeel is ook vir my, ons kan by mekaar leer. Yes. Ons kan sien, byvoorbeeld, ons kan hoor, hier sê ek nou van daai simple example, maybe resonated vir iemand wat ook hy gewaarwording gekry het van, ons het die volle prentjie gekry nie en nou sit ons hier as adults ill-equipped. En sy vrou self is ek nie goed genoeg nie, you know? En die ander kant van social media wat jy noem is vir my is dit ook ek het eendag gehoor 'n pastoor sê we have the whole world at our disposal in jou hand, you know. Ja. Die Bybel byvoorbeeld was nog nooit soos wat die Bybel nou tot beskikking is. And you know what I mean? Jy kan nou enige skrif gaan lees. Jy hoef nie vir jou ma te bel of 'n pastoor te bel, maar waar staan hy skrif nou weer? Google, ChatGPT, enige En jy kan iemand kry wat dit vir jou breakdown verduidelik. stuk vir stuk, you know. En daar's soveel video's oor you know, the married life daar buite ook wat jy ook net kan gaan kyk as jy deur 'n moeilike tyd gaan. You know, my seentjie sukkel met hy het die lekker ball skills. Wat se video's is daar op YouTube? Daar is duisende video's. So jy kan jouself nou train ook. Jy het alles regtig. So ek wil nie sê dat dit is jou skuld as jy misluk nie, want you know, jy het miskien nie die beste foon nie, jy het miskien nie aldag data nie. En jy dalk het die discernment om by die regte mense te gaan aankloppie, want daai valse profete is ook they are also monks. Through the roof, man. Ja. Hierdie platform is mal vir hulle. Hulle is mal vir en hulle kom smoke weg en- daarmee. Wel, hulle kan, want wie regulate? Wie regulate? Wie sê vir hulle mag nie praat nie? Niemand nie. Almal mag praat. En as hy ding man, ek weet ons wil nie nou heeltyd hier op dwaal nie, maar ons moet 'n bietjie op dwaal is you know, die algoritme wat optel, hey, ek dink aan om my partner te los en al daai video's pop op en jy begin sê vir jouself, wel ek kan hom maar los. Ek kan hom maar los, maar van kyk wat sê die celebrity, kyk wat sê die persoon en kyk wat sê die persoon en jy kry dan motivering wat die aldag die beste motivering of inspirasie is nie. En is so moeilik. Is so moeilik van ek is te bang om te kom deel met jou my vriendin om te sê ek gaan deur 'n moeilike tyd in my huwelik. So nou gaan ek maar na die internet toe. You know, want ek gaan nie myself expose by jou nie, so ek gaan nou op die internet en dan kry jy nie aldag die regte inligting nie. So you have to find Hier is die issue, Solomon, ek dink hoe sê hulle
met baie mag kom maar baie verantwoordelikheid. Yes, Spider-Man vibes. With Exact great power comes great exactamundo. responsibility. Ja, maar ek dink al die goed wat ons in pop culture hoor het roots in die waarheid, nê? Nee, daai goed For sure. wat en dis hoekom hulle so lief is vir sulke one-liners op 'n reel of wat ook al because wanneer jy aan ietsie kan vasklou en dit as 'n 'n baksteen Yeah. in jou foundation kan gebruik, Yeah. then people do that because dit maak een deeltjie van die lewe net 'n bietjie meer solid. Die issue vir my met die internet teenoor mense is jy kan lekker soos wat ek om met jou nou sê nou maar ek Ja. chat met jou. Dis mos een kant van die storie man. Al voel ek hoe steek daaroor, al wie al kan ek Sure. vir jou die receipts wys. Sure. Dit vat soveel oorleg en like discernment aan die ander kant. Die Yeah. persoon wat luister om nie antwoorde te gee nie because none of us ek sê baie as ek op die internet iemand sien 'n vraagie vra, dan post ek daar, okay, hier is wat ek dink, dit lyk of jy in 'n abusive plekkie is of daar's miskien 'n verskil tussen julle waardestelsels of Ja. wat ook al, maar kykie vroutjie of mannetjie of wat ook al. Maak nie saak wat ek sê nie, ek is nie die ene wat dit moet leef nie. Yeah. So of jy bly en of jy gly, like jy is die ene wat met pa staan En jy's in 'n situasie. vir daai move. So ons kan hier lekker op die internet sit en ek sien dit baie op mammie groepies. Ek wil vra 'n vrou of sommer net groepe. Ja. Ek wil vra 'n vrou of 'n man raad Ja. because they're in a position waar hulle weet nie wat ek kan doen nie. Actually teen die tyd wat jy raad vra, het jy Is al dit klaar gedagte dat iets Ja. is die hundreds hierso nie. Ja. En die gevaar met vreemdelinge. Ja. Hulle ken nie jou history nie. Hulle ken nie julle twee se history nie. Sure. Praat mos baie van hy arrangements tussen twee. Yes. Yes. Een ding op die internet en een ding agter geslote deure. Ons weet nie wat se agreements het 'n coupling met mekaar gemaak nie. Ons kan judge, ons kan selfs 'n geliefde, 'n broer of 'n suster. Ja. Ons kan try om hulle te guide, maar Solomon hulle lê hulle kop op by kussing neer in die aand. Hulle moet dit weer optel. Ons kan support. Ek het deur 'n vriendin wat geopenbaar het sy gaan deur 'n baie rowwe tyd. Dit was vir my bloody moeilik as ek was baie triggered. Ek het vir my so geremind aan 'n ander experience en al wat ek vir haar gesê het is uit. Jy moet uit, jy moet jou kinders uitkry. Maar ek het ook dank Vader toe sê ek vir haar, ek is die ene wat daai pad moet loop. Ja. Ek is nie die ene wat ander support in plek moet sit vir jou kinders. Ek kan bystaan. Ja. Ek kan sê ek kan daar wees wanneer ek kan, maar jou lewe gaan uitmekaar uitval as jy Ja. die pad kies wat ek vir jou voorstel en jy moet dit kan optel en weet jy wat gebeur baie? Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Dan gee jy baie goeie raad because sy's buitekant. Sy's nie emotionally involved nie. En wie blame hulle? Vir jou. So ek hou my bek deesdae gaan net, you know what? I love you. Sure. Ek as hier is die stukke daar uitmekaar uitval. Sure. Gaan dit nie vir jou doen nie, maar ek is langs aan jou. Because I think that is just the most generous thing wat 'n mens vir 'n ander human kan sê. Jy sê alleen nie. Ek stem nie saam nie. Sure. Ek dink dis meer werd. Ek dink maybe moet jy hierdie situation aanspreek, Ja. maar al doen sy dit ook nie. Ja. My vriendskap gaan nêrens nie. Ja. My liefde vir jou gaan nêrens nie. Ja. Wanneer jy reg is om wat 'n moeilike stap ook al te vat. Ja. Want ons raak mos ek weet nie van jou nie, man raak soms 'n bietjie moeg Mm. as 'n vriend of 'n suster of 'n ding dieselfde ding Die hele oor en tyd. oor jaar na jaar. Sure. Het al hoeveel keer raad gegee, hulle luister nie na jou nie, maar hulle wil by jou kom huil. Kyk jy op daai noot ek dink ons moet meer soos en ek sê nie is net ek in 'n kerk setup, ek weet ek gaan altyd na die kerk toe, maar as baie maklik om by die kerk te wees en te weet jy's in 'n home cell groep en there's a community. Ja. You know, so jy het mense om na toe te hardloop. Ja. As jy nie 'n suster of 'n broer het of close familie nie, is daai altyd 'n lekker setup of by die werk. Is om te weet jy gaan gereeld uit met mense om jou. Maar is ook 'n ding van die hele tyd incheck met mense en op te check op sekere mense. Dat ons nie bang is om te sê, hey Eloise, jy was bietjie stillerig vandag by die werk, you know, dis nie 'n gewoonte nie, is alles okay om
om nie te bang te wees om uit te reik na mense toe nie. Mm. En nou wil ek na die een storie toe gaan wat ek Ja. nou die dag gelees het op internet. Wat vir my baie mooi storie is. 'n Man het vir 40 jaar elke dag vir sy vrou 'n briefie geskryf. Oh, Vir 40 jaar, elke dag. Hy het toe gesterf ongelukkig en so hy het die briefie geskryf dat los sê het op die speelkassie of in 'n kosblik. Sulke random Net plekkies. sulke random plekkies. En sy het toe in die garage gegaan en daar was 'n boks vol van die briefies wat hy vir haar geskryf het. Elke dag en hy het dit genommer vir 40 jaar Jo. lank, you know. Jo. En vir my is daai soos is die klein dingetjies wat dinge mooi maak, you know. As die klein dingetjies wat dinge kan, you know, die mekaar maak, maar soekie die klein dingetjies. Die vraag wat ek vir die kyker wil vra, vir die luisteraar, you know, doen julle nog die briefie ding? Skryf julle nog 'n brief of is alles maar nou net op WhatsApp? Ons check maar net in, ons gee maar net 'n haartjie. You know, doen jy en ek het nou die dag wou ek amper vir my vrou 'n brief geskryf het, you know. Wat het jou gestop? Sy sê amper. Ja, ek weet nie wat het my gestop nie, man. Ek wil net ja, ek wil vir 'n lekker brief geskryf het net om te sê hoe baie ek haar waardeer. You know, want ons het begin met briefies. Kan ek net vir jou doen dit. Ja. Moenie Ek dink- dink jy, moenie just do it. Moenie eers dink aan hoe die woorde is nie. Ek dink Ja. ek dink dis die ek het eendag toe sien ek ons het ons kinders vandag Ja. 'n verkeerde wêreld voorberei. 'n Wêreld van no struggle. Because alles wat hulle wil hê is at the fingertips. Hulle kan vinnig 'n resepie kry, hulle hoef nie te gaan soekie. Hulle kan vinnig 'n antwoord kry, Ja. hulle hoef nie te gaan dink nie. Hulle hoef nie hulle brein te gebruik nie. Same with relationships. Ja. We are denying ourselves Come on. en ons kinders the privilege of struggle. Want is in die struggle waar die community gebou word. Nee, die woord wat hulle gebruik het was inconvenience. Want is inconvenient om te sit, papier te gaan soek, 'n Hey. pen te kry, Hey. te stop Ja. in jou dag. Cause jy's besig. Jy's Ja. besig. Dit's goed om te doen, werk, kinders, what om my briefie te skryf. Dis makliker om 'n voice note te stuur. Dood en jy kry die hier is die ding wat my so fascinate, nê? Dis nie net gay nie, is ons almal. Ja. Jy kry daai urge waar iets vir jou sê doen dit so. Ja. Dan praat jy vir jouself uit daai urge uit. Maar daai urge was the purest form, the purest expression of love. Ja. Daai is die ding wat die hardste nie hardste nie, wat die diepste tref aan die ontvangkant, maar ook aan die gee kant, want jy het jouself gehonor. En in hy proses het jy jou partner gehonor. Dis hoekom ek sê doen dit net weer, want ek dink daai van ons sê vir mense, as jy nie moeilikheid is, bel my. Ja. Maar hoeveel mense pitch up by die huis en gaan hoorie, jammer ek was in die neighborhood, kan ek jou kom by skoonmaak? Ek sien dit lanklaas, kwai. Sure. Nee, sit net daar, is fyn. Ek weet jy's depressed, is fyn. Los, Ja. ek gaan ons doen nie daai nie. Iemand gaan deur 'n traumatic ding, whatever. Hijacking kar, enigiets. Ja. Whatever hulle as traumatic sien. Ons sê die woorde, Sure. laat weet my. Hoe gaan hy mens laat weet? Hulle is nie lekker nie. Everything is nie lekker nie. Die lyf is nie lekker nie, die liggaam is, die hart. Ek weet die dae wanneer ek struggle, wanneer ek in die struggle is. En omdat mense soms na my kyk as die een wat alles uitgesort het, né? Ja. Twee goed happen. Of die een wat sorted is. Twee goed happen. Ek weet nie wat om myself te maak as ek die dag val nie, because ek is die hele tyd on it. Ja. Ek is op dit, ek kry dit uit, ek sort dit uit, wat. Ja. Ewe skielik weet ek nie wat om myself te maak nie, because ek het dit nie Sure. uitgesort nie. So ek weet nie wat met myself te maak nie. Ander mense weet nie wat met myself te maak so nie, because they never see me that vulnerable. En dan ook, daai is 'n derde ding, dan weet ek nie hoe om te vra vir die hulp wat ek nodig het, because I don't actually know what I need. Because ek laat myself nie toe nie. Dis 'n example, want ek het dit 'n ruk terug gesien. So wat ek nou doen, dit maak nie saak hoe ek oor jou voel nie, dit maak nie saak wat gehappen het die laaste week of so nie. When I know you need, dan dink ek by myself, if I was in that situation, what would I need? Is it a hug I need? Is it a visit? Is it a chocolate? Is it, Sure. I don't know, 'n briefie?
Sure. Dan doen ek hy ding, dan gaan ek het nie iets anders sê, ek weet nie wat anders om te doen nie, maar I Ja. felt like doing this for you. Sure. Because ons moet teruggaan na waar ons liefde demonstrate. Ons is lekker vir praat, ek en sy praat vir 'n lewe nie. Demonstrate, man. That Wys is... dit. Wys dit. Put Ja. your money where your mouth is. Weet jy wat dit nou die dag gebeur? Uh-uh. En ek weet nie of ek dit mag deel en ek gaan dit deel. Oh. Ek doen baie onderhoude op radio's en ek was by die een onderhoud. Mhm. Paar dae terug. En na die onderhoud het die persoon met my wie my gepraat het vir my gesê dat kan sy maar vir my bid? Weet jy hoe maklik is dit Eloise om vir iemand te sê kykie, ek gaan vir jou bid, ek kan sien sy gaan deur 'n moeilike tyd of you know what I mean, maar te sê kan ons gou hierso en dit gebeur. Sy weet hoe 'n radiostasie, 'n studio binne. Die persoon wat die nuus gaan lees, gaan nou instap. Is klaar in die kamer. Die social media persoon is daar om 'n foto te vat met my en die persoon wat en daai persoon sê just gee my gou net 'n paar minute. En for me that was ek sal daai oomblik nooit in my lewe vergeet nie. Omdat sy Wat van hy oomblik was so nice. because soos jy genoem het, ek voel by kere vra jy jouself, moet jy jouself vra, wat het ek nodig as ek in daai situasie gewees het? Het ek 'n drukkie nodig? Het ek iets nodig? Wat het ek nodig? En ek dink daai persoon het besef, die ou het miskien net as ek in daai posisie was, het ek net iemand nodig gehad om vir my te sê kan ek vir jou bid en net daar te bid. En hy was gehoorsaamheid because man, dit was vir my it left a mark en dit het vir my encourage om al volgende keer nie te bang te wees om iemand te nader en te sê hey man, kan ek met jou sit? Kan ek met jou my brood deel wat ek het? Kan ons gepraat oor, kan ons gebid oor die ding? Nie net is alles okay nie, maar net te doen. Hier's die move Solomon, like ons is permanent in verhouding. Ja. Ek weet ons podcast is nou trou as die pere koopie en ons praat nou byvoorbeeld oor romantiese partnerships in hierdie setup. Maar ek dink waar ons soms so tekort skiet in 'n romantiese verhouding is because you never practice the skills just without there being an end, without there being a goal. Sure. Ja, daar's ook 'n goal met vriendskappe. Niemand is net in vriendskappe net vir the love and the money of it. Daar is tog 'n inherente exchange, Yes. né? Maar dis nie soos 'n daar gaan kinders wees, huwelik, dis nie daai tipe exchange nie. Ons vergeet dat ons elke dag die vermoë het to meet another human where they are. En dis mos tog wat ons in ons huwelike ook doen. Is waar jou partner nou is. Yes, maybe you started 10 years ago op 'n plek waar julle albei was. Nou het julle gemove, evolve, het kinders bygekom, het 'n huis bygekom, het werk bygekom, dalk 'n move van dorp tot dorp, like ander goed het bygekom. So nou moet julle mekaar daai verhoudingsterapeut gesê, like die verhouding, die mense verander, maar nie altyd die verhouding saam met die mense nie. So die environment wat jy skep, Sure. adjust nie saam met julle soos wat julle adjust nie. So baie keer, wie wat het my getref in 'n gesprek en jy het dit in 'n gesprek gesien, like waar mense skei when they actually love each other the most. How baie keer is daai een van die grootste expressions van liefde is ons maak mekaar te seer om saam te bly. Ek en ons het mekaar dalk so lief, maar ons vind nie common ground nie. Of ons was nog nooit op common ground, ons het gebullshit. Ons het mekaar so 'n bietjie en onsself 'n bietjie geflous. Ja. Maar nou moet ons by 'n plek kom waar ons gaan 'n plek wat jy I want to make this work, you know. Ons het vroeër genoem van jou ma en die mense wat voor ons gekom het and they made it work. Hulle het dit laat werk. Hulle was suksesvol en dit voel net vir jou dat jy kan nie die ding opmors nie. Ek moet dit nou net laat werk. Ek moet Wel, sommige van hulle vertel nou vir ons die waarheid wat met Tracy ook gebeur het. En Tracy se conversation is like jare later. You know what I mean? Dis hoekom ek vroeër gesê het ons moet eerlik begin praat oor
die verhouding en die huwelik, ons Ja. moet dit doen. Ja. Ek vertel altyd die storie van die koppel, hulle is by die huis en die man sê vir die vrou, Johnny kom later om. Maar die vrou sê, hy kan nie omkom met die huis is nie mekaar. Die man sê net Johnny kom om. Die vrou sê maar as hy kos in die huis nie, maar Johnny kom om. You know, die kar alles is nie mekaar. Johnny kom om en die vrou vra ook Johnny om en toe sê die man Johnny wil trou. En toe hy net soos hy wil hê Johnny moet sien wat en hoe dit lyk as hy getroud is. Nie alles is perfek nie. You know what I mean? Nie alles is altyd reg en mooi nie. Soos ek met my vrou het dit baie gebeur as ek vir haar sê, ons het 3 kinders. Ons huis hoef nie altyd so skoon te wees as mense kom nie. Die mense gaan verstaan, ons het kinders, you know, en as Wendy net nee. Daai sê hulle standaard. So hier is vir my 'n uitdaging, nee. Ek dink dis wat baie keer happen. Yes. Ek soek dit nou want ek het dit nou hier eers gehad. Ek het nou in die fone toegemaak. Maar daar was 'n koppel, jy mos ek het dan gesê ek wil eendag voor God gaan staan en gaan papa, wat is met hierdie opposites attract vibe, né? Yes. Want dit is altyd so fascinating Ja. waar die een is puntenerig oor tyd. Yes. Die en ander die een is- het 'n losser understanding of the passage of time. Die een is alles moet op sy plek wees. Die ander is like, man, ek het al 3 keer verby daai bondel was geloop, het pla my glad het. Sure. Dan pla dit die een in die coupling, nie altyd die ene wat dit moet doen nie, dis altyd die ene wat kyk soms dit wat dit pla. Maar Ja. ek dink dis 'n ding wat my altyd so fascinate is. Die een vroukie het gesê, so haar man wil elke oggend die bed opgemaak hê. Hy wil opstaan, hy wil inkom in die kamer en die bed moet spiek en span, amper military style ingetak, like gereset reg vir vanaand. En sy is like, ek's fine, trek net 'n bietjie toe. As mos 'n bed, ons slaap mos, kom nie ding aan. As mense wat byvoorbeeld hulle lakens stryk en I'm like, Wat? kykie, ek gaan nie goed aan weer krekel vir wat stryk sy dit. Okay, kom ons stryk die duvet, né? Ons baie mense. Mense wat in 'n one apartment bly met, you know, but dit moet miskien so. Ek is die visie. Ek dink om aan te sluit by jou punt, my Ja. huis is nie 'n house and leisure huisie. Dis 'n Ja. huis waar mense in leef. Ja. No. Dit beteken nie dis mossaggie, dit beteken net as daar footprints is Yes. of die kind het geteken op die muur, asseblief my kind, luister hier vir mami, moenie teken op die muur nie. Dit kom nie af nie. Ek kry om wat hy wonder middel sê dit kom nie af nie. So ek dink net vir my ons moet uitzoom 'n bietjie. Ja. Veral met kinders. Ja. Solomon, slat my nou die dag man. Die kind sak vir my af. Mami, ek is 9. Oor 9 jaar kry ek my drywers. Jo, hy dink al daar. Ja, hy wil die hele tyd net kar ry, hoor. Hy wil die hele tyd net kar ry, klein varkie. Hy wil die hele tyd agter die stuur want ek's like nee. Hier is die move. Toe hy dit sê, toe kyk ek hom so, toe gaan ek dit was gister wat hy 'n baby was. Sure. Hier's hy 9. Sure. Môre oormôre is hy 'n jong man. En sy ooit gone. Gone uit my lewe uit my huis uit. Ek het al klaar nie meer baie influensie Sure. op 9, né? En dieselfde met ons partners. Ek dink ons het nie genoeg van 'n grip op hoe ons net nou het nie. En ek sê ons want ek tel myself in. Ja. Ons dink al ewig ons het môre om daai briefie te skryf. Môre om ietsie te sê. Môre om verskoning te vra. Of môre to get over it. Get whatever it is. Ek sê nie jou goeie is nie belangrik. Ek sê nie ons moenie praat as 'n ding plan nie. I'm not denying, maar I'm also saying in the scheme of things. Ja. Hoe belangrik is hierdie move nou? Byvoorbeeld, Wat jou is dit? sokkies lê die hele tyd op die grond. Ja, maar jy wil nou sê wat is 'n naam wat saam met ons was wat gesê het sy wil net van 'n man nog eentjie net Sandy gesê. Schultz. You know. Doen ons dit genoeg? Kykie, daarby saam nê, iemand sê nodig iets wat my so ook weer in die hart tref. Ja. So obviously hoor 'n mens baie hoeveel mense nie van jou hou nie. Like
as hulle sê net maar hulle sien jou social media post, Facebook of Ek dink Instagram. jy hoor dit meer omdat jy op die radio en So ek hoor dit baie net Nee, omdat ek 'n vrou is, nie actually. meer omdat nie mense van jou nie. Ek dink net as jy's in 'n Dis nie net ekkie, dis baie mense. Mense is rof. Ja, met hulle die is rof. omroepers en met julle. Ja, maar Mense in die openbare oog. ja, hulle is bietjie rof met julle. Maar hier's die ding en ek sê dit deesdae baie op die radio. Wanneer jy van iemand hou, moenie aanneem hulle weet nie. Good. When you love people, moenie assume hulle weet nie. Rather go overboard deur vir hulle te sê because die wêreld ja, van die wêreld, die negatiewe boodskappe is so loud. Hoorie, That's so good. ek wil vir jou That's so good. ietsie byvoeg van negatiewe That's so boodskappe. good. Jy's mos al ewig op die jokes kant. Dis nie 'n jokie hoor. Ek wou net sê dis nie 'n jokie because dis serious. Het jy al gehoor van 'n Alpine divorce? Gladie. Nee? Gladie. Ek het daar's 'n Alpine tree, maar wat is 'n Ja, kyk jy my braai, ek sit mos daar op die TikTok. Ja, ek gaan spelonke binne because I'm like, what? So daar's 'n verskynsel waar couple op 'n trip gaan. Okay. Maak nie saak, hulle noem maar Alpine, wat gebeur baie wanneer Janie op partner uitgaan op 'n hike of 'n ding. Die man kom terug en sê, die vrou het geval oor die afgrond. Kom terug en sê hy het gesoek oral, hy kry haar nie in die hande nie. So initially is dit mos 'n accident, né? Yeah. En dan later as dit uitkom, there's a reason the police must first suspect the partner The because partner, that's why. by bara die vrou post dit op die TikTok. So wait. So wat sê jy vir my ons moenie meer gaan hike met ons Nee, wag, wait. So Ja. die hele move is hulle het nou die ding genoem 'n Alpine divorce. Ja. Seker 'n berg divorce, I think. Yes. As jy dan nou moet dit vertaal. Wat gebeur is en hier is die waarskuwingstekens klaarblyklik. As jy sê net maar op 'n holiday gaan, Ja. Bahamas toe, Bali toe, Alpe toe, whatever. Ja. Dis maar net dit gebeur altyd in die berg, dit gebeur op verskillende plekke. Julle sien normaalweg mense wat like van boats en goeters nie, maar hier Yes. gaan julle op 'n klein boat cruise. En ewe skielik verdwyn die vrou. Dis nou al so met duik, nê, wat hulle doen. Hulle kappel die partner saam op 'n duik excursion nie. Want dit al hoeveel keer gebeur dat die man sy vrou daar onder in die water agterlos, kom hy op en gaan hy weet nie wat gehappen het met haar nie. Companies het dit nou so in die fine print. Sy word nie gekappel met jou actual partner nie. Partner nie. Hulle kappel jou met 'n vreemdeling, rather van die kanse dat jy gaan oorleef en lewend uit daai excursion gaan kom is groter as wanneer jy met jou partner gekappel word. What is happening to the world? I know. Dis scary. Dis nou as jy duik. Dan as jy sê net maar op 'n boot is, soveel vroue word oorboord geskop of gestoot deur hulle partners, dan kom jy op die ander kant van die boot waar die mense kuier. Hy vat 'n vir romantic stroll, sy dink hy gaan vir haar propose or whatever, sy verdwyn. Daar was nou onlangs weer Dat klink soos 'n movie. I know. Daar was 'n ou cryptocurrency ou wat met sy partner af is Tanzania toe. Sy's van Tanzania. Groot social media ster in Amerika en somehow she ends up dead nadat die mense by die lodge hulle geskei het in verskillende kamers. Daar was 'n dispute. Hulle het beklei. So daar was al klaar sign. So, for instance, maar die trip, sy het verwag en hy het haar gevra om met haar te trou. Daar's al die social media posts waar hy propose. She ends up dead. Hy laat weet hy laat weet haar familie eers 'n dag later of hy het niemand inform nie of hy het iets gesê vir die hotelmense dat hy's haar next of kin, so hy's ingeteken gewees onder next of kin. Klomp goede kom nou uit agterna. Maar die bottom line is, ek dink wat en dis nou ook daar's 'n social media en Psychology Today. Ja. Dis nie net op social media nie. Ek het gaan soek op Psychology Today, daar's artikels in The Guardian oral wat praat oor hierdie verskynsel. En die scary ding hiervan, Solomon, daar's nog 'n ander wilde ding, ek weet nie of ek dit wil deel nie. Deel hom. Wow. Deel dit. Gekoppel daaraan en vir alles ek kyk na ons land se GBV stats. Ek weet ons praat baie keer oor divorce stats hier, maar Ja. die gender-based violence in ons land is wild. En ek dink
wat hierdie klomp artikels wat oor my pad gekom het die laaste ruk net aan my bekend maak, is nie 'n Suid-Afrikaanse fenomene nie. Dis waar ons wêreld globally op die oomblik is. Daar's 'n ander ding, ek weet nie of jy gehoor het die the man or the bear, waar vrouens gevra word op sosiale media, The man or the bear? sal jy eerder kies om deur 'n beer te kom as 'n man? En omtrent 100% van vroue sal eerder 'n beer wat hulle kan verskeur Wait, wil teekom as Waar- 'n man. So, baie vrouens of meeste vrouens ken 'n vrou wat seer gekry het, maar mans ken nie iemand wat dit aan 'n vrou sal doen nie. Make it make sense. Make it make sense. How come so many women have been hurt by a man Sure. of ken iemand wat seer gemaak is deur 'n man, maar mans ken nie mans wat dit aan vroue doen nie. Sure. Hoe is dit moontlik? Want die eerste ding wat gebeur as so iets uitkom, dan sê mans, "Ja, but not all men. Ja, but not all men. But it's always a man." Of Most meestal. of the time. So die groot ding is daar's 'n klomp goed wat gebeur en mans voel vroue val hulle aan, maar eintlik is dit vroue wat net vra vir hulp want hulle is nêrens veilig en nie as 'n kind nie en nie as 'n vrou nie. Hier is hy. No, nie meer in die rede te val Ah, ah. hierso nie, of nie vir daai tipe mans wat ek het nie eens woorde vir daai tipe mans nie. Soos ek eerlikwaar, ek ken iemand, 'n man, 'n ander man. Obviously, die los het jy gestaan het ek my vrou 'n paar klappe gegee. You know, ook die vriendekring wat ek het, ek worry dit nie. En ek weet jy wil dit doen nie. Hulle kan dit miskien doen en as jy dit doen, buddy. Anyway, so vir my is dit, wat dink jy, wat moet ons as mans doen? Want dit is maklik vir my om te sê, "Wel, ek slaan nie my vrou nie. Hey, ek weet nie van iemand nie," maar Sê ekie. sodat ons weet hoe om op te tree en beter te wees. So ek dink een van die goed wat jy al klaar doen is om vir die twee boys in die huis te verduidelik of te demonstrate hoe lyk 'n gesonde, Sure. respekvolle interaksie met beide jou vrou en jou dogter. Like dis waar dit begin. Because daar's mos 'n ding, ons het eendag gepraat met 'n gender-based violence ou op die radio, toe sê hy is so moeg, hy werk al oor die 30 jaar en hy spys. Hy's so moeg vir die boys will be boys conversation. Because no, boys will not be boys. Boys get taught how to be the boys that they are. 100%. En ons is 'n samelewing en dis een van die goed wat ek baie op fokus met 'n seentjie kind wat ek groot maak. Ja. Is hoe praat hy met my? Hoe Sure. praat hy met homself? Sure. Hoe praat hy met enigiemand anders wat hy teekom? Sure. Wat is sy instinctief, sy eerste wat Sure. kom eerste uit? Nie wat het ek hom geleer nie. Wat doen hy wanneer ek nie daar is? Because daai is wat hy dan gaan aangaan mee en gaan verder doen. Bygesê ook, as ek nie vir myself respek het nie, kan ek nie dit afdwing op hom nie. So dit vat baie verantwoordelikheid vir my om te model, om te wys hoe lyk Ja. wat ek wil hê hy moet uitleef. Ja. So dis bly harde werk. By dit saam, Solomon, ek dink die uitdaging is daar's baie jokes wat jokes is en dan's daar jokes wat dood eenvoudig nie 'n joke is nie. Mm. Om ewens te joke daaroor om 'n vrou seer te maak in vandag se samelewing, daar's mense wat sê of mans sê ag man, jy kan nie 'n joke vat nie. Nee, because 'n joke vat mense se lewens, vat vrouens se lewens. Sure. So ek is jammer as mense dink vroue is 'n bietjie sensitief. No, ek It's bedoel, it's it- it's there's- too much. There's reason to be. Ek bedoel, ek raak kwaad vir my dogter se skool wat nou die koue daar mag hulle nie kouse of they're not allowed to wear winter wear. Not yet, nee. You know, en ek wil na die skoolhoof toe gaan en sê jy gaan trek jy 'n skirt aan Nee. in die koue oggende Ja. en gaan stap jy in die ronde daar. En sy's maar net 10 jaar oud. En you daai's know. maar net 'n skirt. En Daai's daai's maar maar net net 'n skirt, you know. Ek het 'n ma, ek het 'n Mm. suster, ek het 'n vrou, ek het 'n dogter. Het En- jy dan nie geweet van daai documentary The Manosphere wat Louis Theroux gedoen het hè? So dis Ek dink ek my bra. ek dink ek wil ek So- dink ek gaan anders optree. So hier's die ding nê. Ek dink maybe het jy ook jou algorithm so gecurate dat jy nie daai goeie teekom nie, maar just because it isn't in your Doesn't mean it's not happening. unfortunately not. Ja. Nog 'n worse, ek dink een van die worst goeters wat vroumense deesdae so bang maak. Daai het 'n CNN report uitgekom Ja. in Februarie maand hierdie jaar. Vroukie het undercover gegaan, die joernalis, en sy het op 'n wille webwerf afgekom wat wat vroue se seermaak gedokumenteer het deur hulle
mans, hulle getroude mans. Nie noodwendig hulle live in partnerships. Louise, wat so goed kyk jy, wat? Nee, dit is wat in No, I'm not saying it's wrong, N- but I mean, die ding is regtig daar buite. maar hier is die ding, dit is nie daar buite nie. 'n Man wat film hoe hy sy vrou seermaak. So daar's 'n paar aspects van hy website. So die website is al klaar vir non-savory activities wat vasgevang word. So as baie pornografie op hy webblad, Okay. né? En ons I'm weet assuming it's not easy accessible. it is. Oh wow. Ja, dis easily accessible. En ook, weet jy wat sê die wet? Die eienaars van die website kan nie verantwoordelik gehou raak vir die content wat daarop gelaai word, al is dit negative, want hulle is nie die originators van die content nie, they're only the hosts. So daar's klompie wetlike goede waar mense met goed So weet. die ons maak 'n klomp geld Mm. deur te sien hoe So hier is die nare ding van Februarie maand. 62 miljoen visits vir hierdie website. 62 Yes, maar weet jy wat het gehappen? Dis nie net die visits nie. 62,000 Nee, 62 miljoen. So wat dit so skerry maak, as hierdie vrou het undercover gegaan, daar was 'n paar goed wat gehappen het op haar webblad. Hoekom sy daarop afgekom het is, dis getroude mans wat hulle vrouens sedate, hulle gee vir hulle pille in of No. een of ander sedative en dan abuse hulle vir hulle. Dis die een level. Tweede level is hulle neem dit op. Daar is, hulle noem dit, as jy op internet gaan soek, dis, ek wil jou waarsku, it's not for the faint of heart, maar it is happening en hier is die ongeluk. Hier is die ongeluk wat die internet doen. It normalizes behavior that shouldn't be normal. Want, jy doen dit die Solomon, maar môre oormôre, jy weet nie wat kyk jou seentjies dalk in iemand anders se huisie. Hulle kom vertel nie vir jou, Diddy, ons het hy gedagtes nie. Hulle vertel nie vir jou, Diddy, my chommy, kyk na hierdie, ons het saam beplan nie. Môre oormôre hoor jy hulle doen iets. Ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Ek sê nie hulle gaan nie. Jy dink ons praat nie so in ons huisie. Ons doen nie dit met vroumense nie. Waar kry hulle dit goed? Sure. It's because dis available. Dis nie toe nie. Sure. Dis nie agter 'n geslote deurie. Jy is nie daar om te regulate permie wat hulle sien nie. En ons het begin praat die gesprek oor die internet. So hier's die move. Niks internet meer nou huis. Nee, van tevore. When people did that, was dit so 'n klein hoekie van die wêreld. Hulle het nie vir mekaar geweet nie, so hulle het nog shame gevoel as hulle sulke goed te doen. Nou, Obviously die footage wat jy sien is, jy sien nie regtig die man se gesig nie. Jy sien nie die vrou se I'm assuming. wanneer op daai webblad hulle dis hoe hulle dit kon identify, vrouens kon geëien word. Hulle het 'n paar goed gedoen op hy webwerf wat nie lekker is nie. Solomon, hulle het nie net hulle vrouens gedrag nie, maar hulle het ook vir mekaar geleer hoe om dit te doen. So hulle noem dit op die CNN artikel die verkrachtings academy. Want dis letterlik waar mans gaan klas loop. Sê my net iets wat aan gedoen. Nee. Nie regtig nie. So vroue praat uit daaroor. Daar's 'n paar mans wat ek gesien het wat ook iets sê. Weet jy wat sê meeste van die mans? Dis nie 62 miljoen mans nie, dis 62 miljoen visits. Kry net julle feite reg. So hier is die ding wat ek vir jou wil sê. Jy doen dit nie. Jou vriendskapssirkel doen dit nie. Maar as jy in Amerika 'n webblad in Februarie, die kortste maand van die jaar, The month of love. as daar 62 miljoen visits kan wees vir 'n site wat wys hoe om jou vrou seer te maak, jou vrou, aan wie jy trou gesweer het, aan wie jy, so nou vra ek vir jou as 'n vrou hier, so ek is in 'n situation nie, né? Dat dit nie met my gehappen nie. Ek is ontstoke namens hulle dat hulle so seer gekry het in 'n plek wat hulle gedink het is veilig. Vir hulle gedog het hulle bou 'n lewe saam. Hulle het kinders met hierdie ou. Hulle gaan sit elke oggend in breakfast. So Sickness terwyl jy and health. oorkant die man sit, Is hy nê? besig om te beplan? Is hy besig om te beplan, want baie van 'n mans gaan, ek wil dit nog altyd gedoen het, ek het nie geweet hoe nie, nou weet ek hoe. So daar's van die knowledge wat ons vandag het, Wow. wat ons nie moes gehad het nie. Die weer terug na my punt toe. Ons moenie weet hoe om hierdie goeders te doen nie. Ek moes eintlik nie geweet het die bestaan nie. Ek moes in my klein bubbel gebly het waar ek dink, want ek dink nog steeds mans is amazing. Daar is vir my personally, Sure. die verskille wat ons het, Hmm. mans tot vrou. Die goed wat mans kan doen wat ek nie kan doen nie. Ek is so independent, jy ken my, nê? Ek kan my eie gate boor in my huis, ek kan my eie curtains ophang. Ek was 'n jong kind toe ek alleen in Joburg ingetrek het. Maar daar is vir my as vrou
iets so bevrydend Mm. daaraan om 'n man in die huis te hê wat lei, wat Mm. leiding vat. Kan ek my eie karier uitsoek, kan ek my eie geld maak? Of course, wil ek dit, doen ek dit? Yes. Maar do you know what? Dat's vir my niks fout om te defer nie, om nie man te wees by die huisie, om nie Mm. die spreekwoordelike broek die heeltyd hoef te dra nie. Dit is, ek dink, een van die wonders van 'n solid coupling is wanneer jy vrou kan wees en hy is man en julle saam en julle bou lewens saam en julle doen hierdie dans waar dan is hy sterk, dan is jy sterk, dan is hy sag, dan is jy sag, waar ons net mens kan wees. Ek is mal daaroor. Ek haat mans glad nie. Maar hier is die skerry ding. As meer vrouens sê hier is hoekom ons die beer kies eerder as 'n man, Sure. then men have to wake up a little bit and help us, want dis nie 'n vrou wat die scenario geskep het nie. Dis nie 'n vrou wat in 'n kort skirtjie gaan rondloop het en gesê het, attack my, ek is sedeloos nie. Ongelukkig, hier is 'n vrou onbewus, en dis die ding, Solomon, sy het vroeër gepraat van vulnerability, van eerlik wees en oop. Baie min mense kan dit doen. Min mense Baie min wil mense. dit doen. Ba- Kyk, ek weet nie eens waar om te begin met 'n antwoord vir daai nie. Maar ek weet ook dat daar baie mans is wat deur moeilike tye gaan. For sure. This is not an excuse For sure. for what funny mans op te doen. En dis hoekom dit so belangrik is om 'n community te hê. Want as jy op jou eie gaan wees, Maar dis wat die internet doen. Dit sure. gee vir jou die false sense of community, maar jy's actually isolated. So die gedagtes, nê, as jy dit vir iemand in die gesig moes gesê het, Ja. they would have gone, my braad, jy dan lekker. Iemand in die kring sal gegaan het, Ja. Byvoorbeeld, daar's ook 'n ding wat ek sien op die internet waar dis so 'n ouetjie wat die hele tyd comment lewer oor ander mense se lewens, of wat hy teekom as hy iets positief teekom het, dan laat weet hy loop rond sê ouens, as jou naam Randa is en jou man is daar en hy ry so 'n kar, né? Gewoonlik is dit 'n exposé, né? Ja. Maar hierdie keer was dit 'n positive. Hy sê vir haar, of hy sê op die internet, hy sê Randa, jy het 'n goeie man getrou. Want ek sien hoe 'n vroutjie vir hom vra vir sy nommer en hy kyk haar so en hy sê vir haar, ek het nie nood vir jou nommer nie, want my vrou is by die huis, ons het 4 kinders. Ek gaan huis toe, na 'n huis wat ons saam gebou het. Dankie. No disrespect, maar ek het nie jou nommer nodig nie. Sure. En hy sê, ek wil net vir jou sê, Randa, selfs terwyl jy nie omtes is nie, het hierdie man vir jou en julle lewe saam gekies. Sure. En ek dink daai se move is that temptation. Come In on. ons bedryf, Come on. a dime a dozen. Come on. Jy werk met mense op 'n intieme level wat niemand as 'n Sure. secretary of 'n accountant ooit sal hê. So Sure. die lines raak geblur, Ja. né? Maar when you have your base solid, Ja. distractions kom. Jy Ja. kan 'n hele banquet geoffer raak and you won't have an appetite for it because you eat at home. Kyk, ek gaan weer terugkom na daai community ding toe en ook jou inner circle. Ek dink hoe groter, hoe ouer jy word, raak daai sirkel al hoe kleiner. En ek het nou geleer oor die jare om couples te identify, ek en Wendy, wat ons mee gaan sit Ja. met sekere uitdagings. Ja. Wat jy praat oor, hey, ons twee agree nie aldag op die ding nie. Ons is nie lekker seker om met die ding te deel nie. Nou, ek sal met die man praat, sy sal met die vrou praat. Maar ons maak ook nie mekaar se rug oop en sê, hey, my vrou doen daai en weet jy wat, ek was maar vir haar is nie daai ding Dis nie nie. 'n venting It's session. not nie. a venting session. As sy kom eintlik net vir advies en raad. Ja. Want sy wil die ding, you want to make this work, you know? So vir my is dit ons moet meer praat. Jy hoef nie te sit heeltyd met die ding Ja. en die swaar gevoel op jou hart in jou en mediteer op hoe jy haar gaan vergif, wat jy gaan doen met Dis haar. even so hoeveel soos die geld jy bachelors, gaan né? uitkry. Ek het 'n paar messages gekry of gesien op die internet terwyl ek nou soek vir like wat gaan aan en wat sien mense en waaroor praat mense. Ja. Dieselfde ding soos hierdie Ronda ou.
waar ou by 'n bachelors, hy's by sy bachelors, hy het gesê vir sy mensies, Sure. vir sy boys, no strippers please. I respect and I love my fiancé. Ja. Hulle of course dink hy maak 'n joke, né? Hulle Ja. pitch op minies, hy loop van sy eie bachelors af. Sure. Of die ander een het 'n trip Vegas toe. Dis mos wat mense in hoe sê hulle, what happens in Vegas stays in Vegas. En hy was nie vir dit nie. Hy het daar op 'n een kant gesit met die een bridesmaid. Sure. En toe sê hy vir hom vrou, "Hoekom jy nie upstairs met die brasse nie?" Toe gaan hy, "Because I'm not disrespecting my wife Ja. before I marry her like that." So sy honor en respek was solid. Daar was vir hom geen twyfel Ja. in hy scenario, maar hier's die issue, Solomon. There's a lot of issues. Nee, maar hier's die issue. Daai behavior is amper extremely unusual. For the most part bly mans maar net stil, dis wat my boys gereël het. Ons doen dit maar net so. Die groepie mense wat beginsels het and that stick to that. Nie net met hierdie nie, Sure. met die lewe. Kyk kom ons. Ek check die hele tyd vir myself. As ek so steek vir iets, is ek bereid om my mond oop te maak when it matters. Dit gaan nie net oor huwelik nie. Like it's a way you live life. The way you live life will show up in the way you relationship, the way Speak you the truth, even if friend, your the way voice shakes. en al is hy die enigste ou wat gaan, guys, dis die reggie. Maar ons wil nie, want ons wil inpas. Die internet sê die hoeveelheid likes wat ons kry, determine ons worth. So nou probeer ons goed vir die algoritme doen nie heeltyd in ons relationship. Jou partner is nie lekker vir exposure nie, maar jy dring aan kos. Jy weet vir die socials, ons moet 'n profiel hê. Ek het 'n profiel nodig vir my besigheid. Like of ons gebruik ons se kinders because we don't actually have anything to show. Ons doen nie actually ietsie, maar ons se kinders is cute. You don't realize the repercussions of exposing your children to the internet, to the evil eyes. Ek is baie seker oor, maar daai sê ons gesprek vandag hê. So Solomon, ek dink for me to come back really is soos ek vroeër gesê het, 3 couples dat ons geïdentified by wie ons gaan sit. Maar dan is daar ook ander mans in jou lewe met wie jy ook gaan sit. En dis die mans met wie jy praat oor besighede, dis Mentors. mentors Ja. in jou lewe. we all need them. En ek my grootste ding is ek dink daai is die moeilike ding wat gebeur is daar's nie genoeg mense om jou wat jou positief kan beïnvloed nie fisies, want wat jy doen is jy sit net op die internet en kyk wat gebeur en daai ding sonder dat jy weet, daai op TikTok gaan slaap jy met daai gedagte en jy begin drome oor en jy mediteer oor en jy dink heeltyd daaroor en dit sit in jou. And you En normalize dis die behavior that laaste shouldn't ding wat be. jy gesien het en nie gaan praat. En is baie moeilik vir my at first gewees om te admit aan die mentors en mense met wie ons praat. Hey dat ek is die probleem because dis wat ek gesien het my pa het gedoen. Ja. Dis my pa het my nie geld gewerk in die huis, so obviously moet ek ook my nie geld werk in die huis en as sekere goed wat 'n mens die al dag wil hoor en dat en is 'n moeilike proses, maar is vir die beste vir jou sanity man en vir the Absoluut. relationship vir julle twee by mekaar te bly. Op die einde van die dag moet jy weet is nie net harde werk, is harde werk jy eerste, sy werk ook aan haarself en dan werk julle aan mekaar. aan mekaar. Aan die En unit. as dit eens moeilik om te sê hey, die fout is by jou nie, want sy begin besef, hey, die fout is actually by my. Maar onthou jy wat Dawn gesê het onlangs die laas episode? Ja. Dit was so lekker om met haar te praat, want ek dink wat vir my uitgestaan het is soveel couples of soveel mense dink hulle gaan op 'n ander plek soek vir die groener gras of vir die bittere lewe, which I have no problem nie, maar ek was so bly vir Dawn se open conversation about how hard it is. Sure. Hoeveel dit jou kos, like Sure. what you're gonna sacrifice. Sure. En dis nou al 10 jaar wat hulle daar is en sy het gepraat asof sy nou nog in die thick of it is, want sy dink mos ag ja, na jaar 3 you would be fine, dan jy jou nuwe huis, jou nuwe en daai perspektief wat sy gegee het by dit, is hy nie met 'n buitelander getroud, sy is met 'n Suid-Afrikaanse Amerikaner getroud, because hy ken ons intimately, ons land, waar sy vandaan kom, so daar's 'n groter understanding van hoekom sy is soos sy is, of miskien,
Maar nou dan is hy ook die Afrikaans, soos hy sê, dan wil sy ietsie uitdruk, like sy wil en dan sy daaroor sê met ander Afrikaans sprekende mense, maar it's not the same want dis die mense wat hy expression dadelik gaan ken. En dis die ding, evens ek het 'n vriendin wat wit is, NG Kerk groot geword het en sy het eendag vir my gesê nog lank voor ek getrou het en kind gehad het, toe sê sy en 'n man kom van exactly dieselfde background, exactly. En hulle grootste fight is oor hoe hulle kind grootmaak. Die keuses wat hulle met hulle kind doen. Die wanneer hulle inzoom, wanneer hulle uitzoom, wanneer hulle daar is vir hom, wanneer hulle wegstaan en hom sy spys gee as kind. Hy is nou al groot. En ek het daar so gekyk toe gaan ek, hoe bedoel sy sê ons kom uit dieselfde kerk agtergrond. Sure. Ons is wit, selfde age group. So jy sal nou dink, maar dan is dit mos reg, dan is ons mos Ja. op dieselfde bladsy. En hulle is hier. Nou sit jy by, as jy nou uitzoom na ander couplings, verskillende backgrounds, verskillende kulture, verskillende rasse, Yeah. en dan het jy die assumption, Sure. dat gaan maklik is. Sure. Julle is lief vir mekaar, it's just gonna work. Nu, Even die Bybel sê dat liefde is nie genoeg nie. Even the Bible, wanneer dit kom by verhoudinge. That's a topic for another conversation. Maar die ding wat Bertha Leroux gesê het is, hulle is 'n groep vriende wat elke Vrydag saam braai en kuier. community. 'n Community. Mm. You know, is 'n ding van, hey, wat doen jy en jou vrou? Sit julle elke dag voor Netflix en kyk elke Vrydag aan en Saterdag is julle maar op julle eie van julle is maar mense, julle is nie mense nie, en we get that. En ons respekteer vir julle, but daar is 'n klomp rooi vlaggies wat daar, you know, Ons kan nie dit alleen doen nie. ons kan dit nie alleen Maar doen nie. onthou ook, ek weet nie of jy, daar soos baie Indian of ethnic families, Ja. wat 'n compound het, waar die ouma, die oupa, die Ja. aunties, die kinders, die niggies en neefies, almal op so extended, Ja. alles daai het opgebreek. En daar Mm, is 'n rede hoekom daai unit so powerful is. 'n mm, Paar gerepen. Vir die kinders is daar oupa en ouma om te begin begin so jy slaap en het gaan babysitters kuier, yes. on the property wat jou ken, wat jou waardes Ja. share. Dis nie altyd 'n goeie ding nie, because daar's gebeur in sulke families ook goeie wat die lekker is, maar die village, Yes. die ooms en die aunties, die niggies en die neefies naby genoeg Ja. aan mekaar. Daar's ietsie so powerful daarin. En so nou wat gebeur met ons moderne wêreld waar Ja. mense oor see reis Ja. of selfs na, kyk jy in my geval, ander kant van die land. Ja. Sy sien nooit die cousins en goeie nie. So daai bonding wat tussen die kinders gebeur, in ons tyd het dit baie gehappen. Nou is dit al hoe minder, jy sien mekaar op begrafnisse. En dan maak sy nog die lekker promise van we must get together and then En nie by so 'n geleentheid nie net by begrafnisse nie. Die ding wat ek nou wil gesê het van wat sy gepraat het van daai community, daar's 'n rede hoekom 'n mens voor soveel mense trou. You know? Ja, ek weet daar's altyd geld en van ons trou in die hof, maar daar's 'n rede en daai mense wat in hy gehoor sit, moet ook opcheck wanneer julle anniversary is. Hey, happy anniversary, is dit so lekker troue gehou? Hoe gaan dit nog met julle? Hoe gereeld gaan check julle in by daai mense by wie jy so 'n nuwe outfit gekoop het vir daai troue? Hoe gereeld kuier julle saam? Hoe gereeld check ons op mekaar? Because En nie net vir die parties assume nie, dit, ja. wat ek sien op Instagram en op Facebook, uitgaan goed met Eloise en 'n man. Worry. Uitgaan goed met die ene. Ja. Because ons kyk van ver af. En ook baie mense wil nie involved raak nie, hoor. Dis die ander ding wat ek sien. Which ek verstaan. Ek is nie hier vir Ja. okay, ek praat nou nie hier van blatant waar sy weet die man slaat die vrou, sy's bruised, of die vrou slaat die man, hy weet loop met sy steer tussen die bene. I'm not talking about those extremes. Ek praat oor genuinely net Sure. oor die algemeen. En dis ek dink waar ja, Ek wil gou vir jou die groot vraag vra. My Ja. vriend, 'n baie goeie vriend van my, was een keer in die situasie en ek vra myself tot op vandag toe, ja, dinge het heeltemal verander. Wat gebeur het was 'n meisie het vir hom gebel, 'n goeie vriendin van hom. Het vir hom gebel en vir hom gesê, "Hey, kom haal my by my huis.
my man is lelik met my. Hy het gesê, julle is getroud, ek kan nie betrokke raak nie. Sy was te bang om haar eie ma en pa te bel, want dit was so embarrassing. En sy het op die einde van die dag, het hy gaan kry by die polisiestasie, want toe was sy blou geslaan. Nou, was hy verkeerd? Nie regtig nie, maar ja, hy was ook verkeerd. Hoe het hy nie Want- Amale gebel nie? Sy gaan nie in by die mense se huis en sê, hey, you know what I mean, gaan sy met die polisie, dan is die man, so sy en die ou, so sy, hoekom bel sy Dis vir- 'n dis 'n You know what I dis 'n mean? tricky move. So- Dis 'n tricky move. So, en hy dink altyd aan daai. En Sy leef nog? sy leef nog. Die ding wat ek eintlik ook vir die mense wil vra is, wat doen mense? Is sy nog soos- saam met die bra wat hy Nee. tik getik het? So, kykie, Wat van baie keer is dit so 'n situasie wat sy nou moet optree, maar sy weet ek hoe lekker hoe om op te tree nie. En wat so om in te daai doen? geval dis tricky. Ek het nie antwoord nie, maar I think maybe teen die tyd wat 'n vrou geslaan word, volgens die stats nê, is daar al baie ander levels of abuse. 100%. So that's like just the physical and the visible. Daar's ander goede wat happen. Die feit dat sy byvoorbeeld nie Amale wil laat weet nie, want sy is embarrassed. Ek dink as ons as ouers meer vir ons kinders kan demonstreer, ek mag nie met elke besluit van jou saamstem nie, maar niks wat jy doen of niks wat jy sê gaan my liefde vir jou verander nie. Wil ek hê jy moet drugs gebruik? Nee. Wil ek hê jy moet dat 'n ou of 'n vrou jou pimpel en peer slaan? Nee. Of course not. I want more for you. I want the most for you as ek jou ouer is. Maar ongeag van watter besluite jy maak, dit is nie om mense te enable nie. Dis nie, jy sê nie as 'n ouer, net omdat ek vir jou lief is, gaan ek eenkant toe kyk as jy die wet breek of as jy iemand seermaak of abuse nie. Maar ek dink ons moet by 'n plek kom waar ons vir ons geliefdes laat weet, I'm a safe landing space. Yes. Sodat as jou kind in so 'n situation is, dat hulle nie 'n vreemdeling moet bel wat voor 'n vrik staan van moet ekie. Dat jy as ouer kan weet, okay, ek ken 'n pa wat op pad was na sy kind se troue toe. Daar is 'n blizzard in Amerika. Jy weet, daai sneeustorms, Ja. jy kan nie sien nie, alles is afgeblok, die paaie is gestop, Ja. die vliegtye vlieg nie, dis te gevaarlik. Daai man het geloop Sure. deur daai sneeu Om by sy kind om by sy kind se troue uit te kom. Ja. So daai is liefde in aksie. Sê ek 'n mens moet tot daai extremes gaan? Nee man, ons gaan nie permie voor sulke besluite kom nie. Ja. Die besluit is nie, gaan ek deur die sneeu loop of gaan ek deur die sneeu nie deur die sneeu loop nie. Die besluit is, gaan ek wys iemand maak saak. Ja. Daar is multiple ways. Ek weet nie, dis tyd, ander tyd, ek weet nie wat die antwoord is nie, maar ek dink teen die tyd wat iemand vra vir hulp, As dit. is daar al het hulle self al in dit gepraat, uitgepraat, in dit gepraat. So teen die tyd wat iemand die moed bymekaar skraap om vir jou te bel en te sê, Sure. help. Daai is 'n woord wat mense sukkel om te sê. Ek gee nie om of hulle introvert, extrovert, solid is. Dis 'n ding wat ons mee sukkel om te sê vandag. So teen die tyd wat iemand dit sê, is dit amper tickets. Dan moet 'n man doen wat jy kan. Ek sal aan eider dat iemand vir my kwaad is. Ek sal aan eider dat 'n man vir my accuse. Ek weet mos my kant is skoon. Ek mos die receipts aan my kant. Dis maar net wat ek sou gedoen het. Ek is nie 'n money though, so ek kan nie daar volgens praat nie, maar I would have done something. Sure. I don't know what. Maar miskien die ma en die pa gebel het, miskien nie die polisie gebel het, because ons weet ook, hy sê altyd in ons setup die antwoord nie. Ek weet nie, maar ek dink net, kom ons gou terug na die basics toe. Kan ons mense laat weet, hulle matter. Laat weet. Yes. Met ons aksies, met ons presence, die inconvenience van 'n lang draairy om by iemand te gaan inloer. Jy kan mos hoor op iemand se foon in hulle stemme as jy connected genoeg is. Sorry, is nie lekker nie. Ja. What kind? Ja. Okay, sy vra die hele tyd, is jy alright? Hy gaan Nike skwai. Ja. Okay? Volg jou gut.
As jou gut sê hy is nie alright nie, ry man. Gaan stop eiere daar en hê die confirmation, hy is actually alright. I would rather have the confirmation dat ek was overprotective of ek was ek het meer gelees in die situation as wat ek sit met die spyt. Sure. Wat as ek Sure. net hy phone call ek het al hoeveel keer Sure. iemand sterf en ek het 'n week of 2 voor hy 'n gevoelente gehad, bel, stuur 'n WhatsApp and then I talked myself out of it. Trust your gut. Ek is oor dit, Solomon. This is all we've got. This moment. Sure. Dis ja, met jou en met my. Ek en Solomon is al wat ons het hoor. Dis moeilik. Dis ongemaklik. It can be painful vir alles wat die reciprocate is. Hoor ek weet nie van jou nie, maar na 'n bad breakup, like in my kyk hoe praat sy so ou auntie. Weet jy wat nee, ek het skoon gemaak, ek het gegaan vir 'n paar seminare, like digging deep en ek onthou in die een dit nou by my opgekom. Het ek daar gestaan toe sê ek doen aan alles reg. Sure. Hoekom kry ek nie liefde nie? Sure. En die ou wat dit facilitate kyk my so en hy sê vir my, "Okay. So jy verwag that there will be a prize for being a good person." Ek is aan die bek geruk, I'm like, "Nee." Hy kyk my sê vir my, "No, just listen to what you're saying. Just say I'm doing everything right, where's my prize?" My prize was being in a solid, loving relationship. Want ek kyk na myself, ek werk aan myself, ek kom doen hierdie seminars, I'm trying to take all the dirt away, ek empower myself, and hy's like, doen jy dit net sodat jy in jouself decent kan is, dat jy kan weet you're walking the road in faith, whole, or do you do it because iemand gaan vir jou reward? And will you stop when there is no reward? I was like, Because so many times there's no reward. a lot of the times. Vir alles jy in God se woord wandel, dit lyk asof jy dit vir niks doen nie. Jy kry nie 'n klop op die skouer nie. Jy kry nie 'n sterretjie in jou reportkaart nie. Jy kry baie keer as die verhouding wat jy gewens het voor die, wat jy dink jy het voor gebid en gefast en sacrifice. En dan, wat maak ons? Dan raak ons slapper. Because dit maak anyway nie saakie dink ons. Maar daai was nooit die deal nie. God het nooit vir ons gesê, hier is die commandments. Daar's net ene wat so 'n belofte het, eer jou vader en jou moeder dat jy daar verleng sal word. The rest, there's no prize for. Maar ons moet dit net doen, dis wat van ons gevra raak. En ek dink dis hoe ons leef. We make deals wat ons nie kan honor vir onsself of vir ander nie. So instead of just living in full light and love, nee, Solomon het skeef na my gekyk, ek gaan nie vir hom bel nie. Daai's kwaai, jy kan dit doen of course, maar wie suffer? Ek. Sure. Because ek het in myself geëer nie, ek het in my maker geëer nie. En I think that's what I really work towards. Ek weet nie van jou nie, maar Solomon, of course we want, ek weet nie van jou nie, diep ryk verhoudinge, lewens, things that make this all worthwhile. Maar soms vat dit meer as wat ons bereid is om te doen of om te wees. Definitief. En ons moet nu op al werk. En is worth it. Yes, it's worth it. My laaste dinge wat ek net wil sê is, van ek sien tyd ons het so lekker gekyk. Kyk, Ons het eers my stories uitgekom, you know. because like, Ek wil net sê vir die ouens, you know, praat oor waar jy gaan, maar ook wie is die persoon wat luister wanneer iemand praat. Ja. En wees veilig. Wees 'n veilige plek. Maar ook moenie 'n dumping ground wees nie. Moenie net daai plek wees waar iemand die hele tyd net kom vroeg, maar dan vat hulle nie die responsibility vir hulle lewens nie.
because jy het ook net soveel emotional energy om ander mense se kos te verteer, Ja. se lewenskos. So dit help ook nie juist net die skouer wat almal op kom huil, en dat jy nie 'n skouer om op te huil wanneer jy die dag hulp nodig het nie, of dat hulle op jou skouer kan huil want jy's net easy om mee te praat, maar hulle gebruik jou net vir 'n dumping ground. Verhoudings is always mutually beneficial. Daar's altyd 'n gee en 'n neem. Soms neem een meer as die ander een. Soms gee een meer as die ander een, maar daar's 'n way wat dit uitbalance. Daar's die goeie moet balance, man. Yes. Die goeie moet The balance. good and the bad. Ja. Julle moet lekker balance. En moenie vergeet om te bid saam. Né? Moenie vergeet om te bid saam. Saam met jou vriende, saam met jou vrou. Yes, saam met jouself, please, saam met jou kinders. Yes. Moenie vergeet nie. Kyk maar, moenie vergeet om te commenteer. Ons hou van julle wat participate en gesels met ons. Sê Is vir so. ons jou storie van wat gebeur het in jou lewe. En sê vir ons geniet dit. Van ons geniet om dit te doen en ons geniet die feit dat jy intune elke For week. shizzle. Ja, For man. shizzle my nizzle. Man is al. Dis die bietjie hip-hop wat ek ken. I'm sorry. Kinders, moenie my cancel nie asseblief, moenie my cancel nie. Tot die volgende ene. Tot die volgende. Lekker.